Nog steeds in die 20ste vers van Lukas 15 lees ons, die Vader het hom omhels en hom gesoen. Want hierdie Vader was gedryf deur barmhartigheid, hierdie innige deernis en medelee. En dit het net ontplof by die terugkeer van sy seun. Dit het net uitgebars soos 'n vulkaan. Hy het sy arms om sy seun gegooi, hom eintlik versmoor met sy soene en met lag en met trane. Die seun het eintlik gereed gewees vir 'n ander soort terugkoms na die plaas, na die dorpie toe, en was totaal al onvoorbereid vir hierdie uitbarsting van liefde, vergifnis en welkom. Hy het nie regtig geweet wat om te doen nie, behalwe om hierdie ongelooflike stywe druk teen pa se bors te aanvaar, hierdie soene wat nie wil ophou nie, hierdie seun nou vasgehou teen sy pa se bors, is oorweldig deur die welriekende olie wat op die Vader was, soos wat dit in daardie tyd deur ouer mans gebruik is. Ook het hulle soggens hulle hare gesalf met olie. Die pa se gesig, sy baard, sy lang kleed, ja, sy hele lyf het hierdie unieke geur gehad van pa en huis. Hy onthou dit. Hy word toegevou in die voue van sy pa se lang kledingstuk. En hy voel sy pa se gesig wat nat is van die trane. En hy voel hierdie een soen na 'n ander, wat elkeen 'n sterk boodskap dra. Jy's geliefd, jy's vergewe, jy word aanvaar. En al die skuld en skande en skaamte wat hy so in hom saamgedra het, is verswelg in hierdie omhelsing. En hierdie gebaar, hierdie belewenis, hierdie omhelsing, gee hom weer selfvertroue en krag om die dorpenaars, die uitgebreide familie, in die gesig te staar. Want hy weet, hy het dit gevoel, hy het dit geruik, dit was tasbaar, hy het dit gehoor, hy het dit gesien, dat sy Vader se liefde hom herstel het, hom bevestig het as deel van die familie. Maar iets het met hierdie seun gebeur toe dit alles plaasvind. Hierdie jong man het die volle vors van sy Vader se liefde gesien en gevoel. 'n Liefde wat hy nooit geken het nie, nie eers oor kon droom nie. Al is hy grootgemaak in hierdie liefde. Nou beleef hy dit. Nou ontdek hy dit. Hy is in die middel van die grootste liefdesgebeurtenis van sy lewe. Hy besef die skande en vernedering wat sy pa gewillig geneem het, toe hy buite kultuur en gewoontes gehardloop het en hom omhels het. En vir die eerste keer in hierdie jong seun se lewe, kyk hy in die gesig van vaderliefde, sien die volle omvang daarvan, as hy sien hoe ver sy pa gegaan het, sodat hy dit kan beleef. Hy besef nou hoeveel sy pa hom wou gehad het. En nou lyk sy planne wat hy gehad het so leeg, in kontras wat nou met hom gebeur. Hy wat die plan gehad het om as 'n verantwoordelike werker by sy pa te kom werk en daarom so iets te verdien om te kan eet, sonder 'n verhouding met sy pa. Dit was sy plan, om as 'n dagloner vir sy pa te kom werk, want hy het dit gesien as die enigste plan om homself weer te regverdig vir alles wat hy in die verlede gedoen het, om vir sy pa te wys dat hy wil verander. Om 'n dagloner, 'n huurling te word, was sy enigste hoop om dalk in die toekoms weer aanvaar te word, dalk weer een of ander verhouding met sy pa te hê, maar in die lig van hierdie uitgestorte liefde
van sy pa, is hierdie kontrakdenke wat hy gehad het, wat hy homself voorberei het om voor te hou aan sy pa, nie meer van toepassing nie. Hy het begin en probeer om hierdie plan in woorde om te sit. Hy is gestop. Sy kontrak is van die tafel afgevee om homself as 'n tydelike dagloner aan te bied. So hy kon nie dit alles op die tafel sit nie. En wat gebeur het, het alles radikaal verander. En dit het sy hoop ontvlam vir die toekoms. Hy het, ja, die siening van homself as 'n sondaar bly behou, steeds gedink hy is nie werd om 'n plek in die familie te hê nie. Maar skielik het dit begin duidelik raak dat sy pa dieselfde persoon sien, maar 'n radikale ander opinie aangaande hom het. Dit besef hy vir die eerste keer in sy lewe. En hierdie oorbluffende waarheid het oor hom gerol. Sy vader het hom lief met 'n meedoenlose liefde, net soos wat hy was. So in daardie oomblik het hy hierdie kontrak wat hy in sy kop gehad het, laat vaar. Dit het sommer uitgesterf uit sy mond uit, van die barmhartige liefde van sy pa het sy nuwe fondament geraak van verhouding. En dit het nou stadig begin vorm kry in sy deurmekaar gedagtes. En so het liefde eintlik die koue, lelik van kontrak geopenbaar en dit doodgemaak. Want 'n kontrak kan nie leef in die onmiddellike teenwoordigheid van verbondsliefde nie. In die arms van vergifnis en aanvaarding is die idee om nou sy pa se huurling te word stupid, mal. En hier begin 'n radikale gedagteverandering in hom plaasvind, 'n omruiling as dit ware van gedagtes, opinies, bedoelings, sy gedagtes uit, sy pa se gedagtes in. Dit gaan oor sy pa se opinie aangaande hom. Dit gaan oor sy pa se doel en intensies. En vir die eerste keer in sy lewe sien hierdie jong seun sy pa vir wie hy werklik was. En terselfdertyd het hy homself gesien vir wie hy was in sy vader se oë. En hy het dit nie net gesien nie, hy het hom onderwerp aan sy vader se denke en begeertes aangaande hom. En in daardie oomblik het hy geglo aan sy vader se liefde en gerus in sy vader se geloof in hom, dat hy werklik sy seun was. En van hierdie oomblik af was die fondasie van sy verhouding met sy pa se liefde en geloof. Liefde het gewen en die seun het opgehou om te worstel met sy aanvaarding. Hy het die kontrak denke in sy kop verwerp en hy het die liefde van sy vader aangeneem. Dit is natuurlik ware bekering, 'n radikale verandering van denke, as jy die openbaring smaak van God se liefde vir jou. As jy by die plek kom om te glo en te vertrou in die Vader se liefde vir jou geopenbaar deur Jesus Christus. Toe die seun hierdie kontrak denke gehad het, het hy geglo dat hy die situasie en enige toekomstige verhouding met sy pa onder beheer het. Die uitstort van die pa se onvoorwaardelike liefde wys eintlik dat die seun nooit in beheer was nie. Die inisiatief vir die verhouding was nog altyd in die hand van die pa. En enige toekomstige verhouding sou slegs gebou wees op sy liefde, die pa se liefde vir sy seun. Die enigste aandeel wat die seun het, is om toe te gee, homself te onderwerp vir hierdie liefde. En hy het homself onderwerp en die Vader se liefde vertrou. Al was dit ver
bo sy verwagting. Al kon hy dit geensins verstaan nie. Die seun het skielik besef, hy het nooit sy pa geken nie. Die beeld wat hy gehad het van sy pa, pas nie enigsins by wat nou met hom gebeur het nie. En daarom onderwerp hy homself, nie as iemand wat oorwin is, maar as iemand wat sy hart oopmaak, vir vreugde en vir liefde en vir behoort en vir lewe. Hy aanvaar nou dat sy pa hom lief het. Hy aanvaar nou dat sy pa hom onvoorwaardelik aanvaar. En hy rus aan sy Vader se doel vir hulle. So die jongste seun het sy ware identiteit gevind in die oë van sy Vader se liefde. Daar dieselfde oë wat die jong seun van ver af gesien het. Hierdie jong man se selfgeskepte donker identiteit het verbrokkel. Alles wat die ander mense in die omgewing ook al van hom sou dink, het net nie meer saak gemaak nie, want net sy pa, net sy Vader, definieer hom, verklaar hom as 'n geliefde seun. Ons lees in Lukas 15 vers 22, as die Vader het sy slawe opdrag gegee, bring gou 'n lang stola, wat maar net die beste mantelkleed is, die beste een, en trek dit vir hom aan, gee vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete, bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en fees vier, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword, hy was verlore en is weer gevind. Toe het hulle begin fees vier. Ek dink in hierdie woorde nou net gelees, word die hart van die storie saamgevat. Want Jesus is besig om die Fariseërs te antwoord oor hoekom hy sit en eet in solidariteit met die verwerplikes van die samelewing, die onaanvaarbares. En hierdie storie maak die boodskap helder en duidelik, met 'n hemelse verklaring dat hierdie onaantastbares vergewe is. Hulle was net verlore seuns en Jesus het gekom om hulle te soek en te vind en huis toe te bring na die Vader. Die pa en die historiese slawe, se diensknegte, het hom natuurlik gevolg toe hy so mal gehardloop het, pad langs. En nou staan hierdie diensknegte en kyk verwonderd wat besig is om voor hulle oë te gebeur. En dan draai hy op 'n stadium na hulle en sê vir hulle, hierdie verslete, vuil man wat hier staan, die opdrag is, bring vir hom die beste kleed, skoene, klee hom, bring vir hom 'n ring vir sy vinger. So stuur die pa ander om 'n fees voor te berei vir die hele omgewing, ook vir die dorpenaars. Hierdie diensknegte het hom geskok, uit die veld geslaan, aangekyk, toe hy hierdie opdragte gee, en hy antwoord toe hulle onuitgesproke vraag, want hierdie seun van my, die woord want, gee die rede vir sy verrassende optrede. In hierdie kultuur het die klere wat mense gedra het, gespreek van 'n persoon se identiteit. En nou wil die pa hê, hierdie goed moet as simbole vir sy kind gegee word, wat eenvoudig verklaar, die seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Hierdie diensknegte moet die ondenkbare doen. Hulle moet hierdie seun dien en beklee, want hy is die Vader se seun. Ja, dit is so dat elkeen in die dorpie langsaan het 'n rede gehad om hierdie seun te verwerp. 'n Rede gehad om nie eers na hom te kyk nie, om te verafskie. Maar die Vader het 'n totaal ander evaluasie gehad, wat almal stil gemaak het. Hy het verklaar, vir almal om te hoor, die seun van my, hierdie seun van my, hy is my seun, daar is geen twyfel aan nie, hy is uit my gebore, hy lewe met my lewe en hy behoort tot hierdie familie, hy was nooit 'n uitgeworpene nie,
maar iemand wat behoort het aan 'n pa en gedeel het in alles van die pa. Die seun was verbuister, geskok, en het was moeilik om alles wat hy gehoor het in te neem. Dit was soos 'n droom, en die laaste ding wat hy ooit gedink het hy sou hoor, hierdie seun van my. Maar hierdie was nie 'n droom nie, hierdie was die bevestigende getuienis van sy pa, en dit het geresoneer in sy hart. Ek bedoel, hierdie woorde was beslis die mees private, intieme oomblik tussen die Vader en die Seun. Maar tog, terselfdertyd was hierdie woorde 'n openbare aankondiging vir die hele dorp en omgewing, wat almal aanbeveel om die Vader se denke aangaande sy Seun te volg en om sy Seun met respek te hanteer.